ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 356. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis 'n A5 boek, maar so by die 500 bladsye plus. En daar's 13 jaar van my lewe in daardie boek, in navorsing en studies. Dis 'n moed, veral vir mense wat iemand aan die dood afgee, uiters noodsaaklik, uiters noodsaaklik. Halleluja. Sou jy belangstel in dit of 'n vraag hê of net iets wil weet, is jy baie welkom. Kontak ons by ons webtuiste nommer. Ek skryf op my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste nommer https://jafashua.co.za. Ek wil net sê dit gaan met my baie beter, ek is nog nie reg nie. Dit gaan met my baie beter, maar ons wil die ontbyt reekse uit hê, sodat daar ontbyt is elke oggend vir almal. Maar aan Jaffa al die eer en gee hom die lof en ook vir Pastorika wat my bystaan. Praat maar altyd van my blonde nurse. Laat sy my bystaan en my ondersteun. En ek glo ook as deur haar toedoen ook dat ek soveel beter is. Maar aan Jaffa al die lof, die eer en die aanbidding. Tot op hierdie stadium wil ek nie nodig gehad om te sny nie. So ek glo dit gaan vorentoe ook nie nodig wees nie. Dankie vir elkeen se gebed, vir die belangstelling, elkeen wat geskakel het, elkeen wat 'n boodskap gestuur het. Gedagte van ondersteuning. Ons loof Jaffa vir al ons Jaffiste boeties en sissies reg oor die wêreld. Halleluja. Die Bybel sê hieraan sê julle weet dat julle my kinders is as julle mekaar se laste dra. Halleluja. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor u reeds mag om in te gemis. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al ons studies, as ook ons TikTok boodskappe wat elke week maandag tot Vrydag uitgaan. Hierdie reeks is lewensveranderend en dit is uiters belangrik dat jy 'n 33 Afrikaanse Bybel of as jy die 1611 King James Bybel byderhand het of Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, dat jy dit dan saam gebruik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, dis vanmôre met harte van dankbaarheid dat ons as Jaffiste kom, om vir die baie dankie te sê vir elke bo-natuurlike goeie gawe wat ons in die hand het ontvang. Ek dink baie keer dan neem ons net aan van selfsprekend dat ons gesond moet wees, terwyl dit in werklikheid 'n bo-natuurlike gawe is, wat elke dag aan ons geskenk word, terwyl daar soveel duisende mense in hospitale lê elke dag. Ons dink vanmôre aan elkeen wat siek is. Ek dink spesifiek aan Pastoor Kobus, dat hy by hom stil staan, daar waar hy in die hospitaal is, strek die hand van genesing uit in die naam van Jaffa. Vader, ons roep genesing in die bo-natuurlike naam. Hy is wel ver gevorderd in die lewe, maar ek glo hier nog werk vir hom en Suster Monica om te doen. Seën hom, Vader, seën hom, raak hom ons. Kom as Jaffiste, en ons dra op. Ons dink aan Broer Skalkele in Amerika. Ons dink aan Pastoor Werner. Ons dink aan al die ander wat krank is, Vader. Almal. God, ons moet begin opnoem. Daar's een lang lys en ek wil sê dankie vir dit wat hy ook dan in my lewe kom doen het. Ek wil kom en ek bely die positiwiteit. Ons is genees. Jaffa is ons geneeser. Hoe sê Jesaja 53 vers 7, deur die wonde is ons genees. Halleluja. Ek loof en ek prys U. Seën vanmôre se studie, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor en te ervaar
wat hier vir ons sê, ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jahvashua, elke Jahwe sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Provanus, mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 20. Ons is by deel 11. En vanmôre praat koning Salomo, maar hy praat so diep dat hy met ons praat in hierdie 21ste eeu ook. Hy het die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken. Wat sê ek altyd, wat en wie is ons? Die 3 G's is wat? Ja, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote. Ons is konings, seuns en priesters. So ons is seuns, koning, seuns en priesters. Die seuns laat hom alleen, die seun laat hom hy individueel, hy bring dit na 'n enkel persoon toe, na my toe en na u toe vanmôre. En as jy dames en susters is wat vanmôre kyk en luister, u tel onder presies dieselfde. Want onthou, Galate 3:26-29 sê, daar sê 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou, of vry man of 'n slaaf, Jood of Griek nie. Ons is almal een en volgens die belofte van Vader Abraham erfgename geword. Gaan lees dit. So, wanneer ek van die seun praat ek van die dogter, van die man praat ek van die vrou. Hoekom? Want ons, die woord sê, hy het nie behaar dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste mense. Loof die naam van Jahvashua. Die seun, die enkelvoud, hy bring dit af na 'n intimiteit toe, na een toe. Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken. Nou, die goddelose, jy gaan daai goddelose seun ken. Hoekom? Want sy ek wil die Engelse woord sê, sy track record, sy CV, spreek van goddeloosheid, van dronkenskap en brassery en hoerery en in die gevangenis, uit die gevangenis, in die gevangenis uit. Dit spreek, daai seun se handelinge laat hom ken. Jy weet wie en wat hy is en wie en wat sy is. Maar so ook kom die woord vanmôre. En hy praat van welgeluksalig, Spreuke 1. Is die man en die vrou wat nie wandel, ek so bly sê die man en die vrou, wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. En nie wandel in die weg van die sondaars nie. Maar ons behaas in die weg van Jahwe ons Elohim. Wat 'n voorreg is dit vanmôre. So die seun wat vanmôre seun, koning, seun en priester is van Jahwe, spreek van wedergeboorte. Spreek van heiligmaking. Hierdie seun se handelinge neig na die geopenbaarde waarheid. En dis wat Jahwe doen. Hy maak die woord oop. Hy breek die woord oop. Hy roep hulle by die naam. Ons lewe in die tyd waar Vader steeds individueel met mense werk, deur die Ruach HaKodesh en deur die genadebloed van Jahvashua. Dis nie dat hy praat in 'n bondel in van 4, 5, 6,000 mense nie. Een op een. Ek en hy. U en hy. Is dit nie wonderlik vanmôre nie? Dat ons in 'n persoonlike verhouding kan staan. Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken. Met ander woorde, die vrugte. 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. Die vrugte, kyk hoe wys ek hulle. Nie vruggies nie. Die vrugte van die Ruach HaKodesh. Hy en sy wat wandel in die teenwoordigheid en in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hulle dra die vrugte wat by die bekering pas.
En dis anderster as die ou wat in die wêreld is. Hoekom? Want ons behaag is in die weg van Jahwe ons Elohim. Die woord sê jou voet sal jou nie laat wankel nie. Die bewaarder van die Jahwiste slymer of slaap nie. Hy sal my ingang en my uitgang bewaar. Hoekom? Dat die goeie goed inkom. Ek neem net in wat goed is. En net goeie goed wat uitkom, wat lewe gee. Die woord sê so. Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken. Ek wil vanmôre vra, geliefdes, wat se soort vrugte dra jy? Die woord spreek tot ons. Jahwe ken my hart, hy ken my persoonlike lewe. Hy ken my vrugte wat ek dra. Hy ken u vanmôre, sussie, broer, jong mens. Wat se vrugte dra u vanmôre? Ek, wanneer ek by die kerksmense is, dan dra ek die vrugte van die kerk. En van Vrydag aand af tot Sondag aand, dan dra ons die vrugte wat by die naweek pas. By die brandewyne en die boereworsdraals en die boeremusiek. Ek sê nie boeremusiek is sonde nie. Ek sê vir jou die goed wat daar is, wat die sonde veroorsaak. Dis die vrugte. Wanneer ek daar staan met die brandewyne en die boereworsdraal, dan is ek die slimste en ek weet alles. En maandag dan moet ek soos 'n hond terugkruip met my ster tussen my bene so plat soos 'n worshondjie. Nou is die wors anders, nou is dit 'n worshondjie. Kan jy dit sien? Ken mos daai hondjies, hy het kwaad gedoen en dan kom hy so plat aan. Die seun laat hom al reeds aan sy handelinge ken, die seun en die dogter. Die bruid van Jahwe. Ons word geken aan ons handelinge en hoe ons lewens uitleef. Vandag gaan ons lewens vir mense belangrik wees, wie ons gaan ontmoet. Hierdie maandag gaan die belangrikste dag in jou lewe wees. Hoekom? Want dit is die eerste dag van die volgende tyd om te kom. Die woord sê ons neig nie na wat agter is nie, ons trek na wat voor is. So vandag is noodsaaklik. En dis wat hulle vandag in my gaan sien. Ek is so dankbaar, so verskriklik dankbaar. Ons lewe in die tyd van genade. In die 7de gemeente van Laodicense. Maar dit gee ons nie 'n vrypas om in sonde te lewe nie. Want onthou, die oomblik wanneer ons moetswillig sondig, dan verwyder ons weer ons naam uit die boek van die ewige lewe, waar dit voor die grondlegging van die aarde reeds verordeneer en ingeskryf was, waarin ek uitverkies was. Ek elimineer my uitverkiesing. En ek kan nie dan in wees en dan uit en dan in en dan uit nie. Dis 'n standaard. Waar volgens ek en u moet wandel. Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge, of die seun en die dogter, die Jahwis en die Jahwissussie, ja, ons word geken aan ons vrugte. En sy handelwyse suiwer en of dit reg is. Hy sê die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken en sy handelswyse suiwer en opreg is. Met ander woorde, dit wat ons vandag aan 'n verlore wêreld gaan uitdra, gaan bewys of ons suiwer van hart, gedagte en die roeg is. Hart natuurlik is my sielsdimensie. Hoe ek gaan optree vandag? In my besigheid, in my handelinge vandag. Dis uiters noodsaaklik dat wanneer mense na ons kyk,
dat hulle Jahweh in ons ervaar. Want as hulle nie Jahweh in ons kan ervaar nie, gaan hulle nie belangstel om meer te weet nie. So ons lewenswandel is uiters noodsaaklik. Hoekom? Omdat dit die koninkrykswerk van Jahweh bevorder of dit aftrek. En as ons die oorsaak is dat ander mense nie gered word nie, dan het ons 'n probleem, ons het 'n groot probleem. So ons moet ons lewe in lyn kry met die bo-natuurlike geopenbaarde woord, sodat ons fyngevoelig is. Luister na wat ek sê, fyngevoelig vir die stem van die Ruach HaKodesh. Ons moet dit kan onderskei. En wanneer ons dan agterkom dat hy wil ons leer en lei in alle reg en waarheid, dan moet ons sielsdimensie en ons lewenswyse oopmaak en sê, kom in, Vader Jahweh, deur die genade en deur die unksie van die Ruach HaKodesh, kom in, laat ek skerp gemaak word, dat ek soos 'n diamant geslyp word, al die verskillende hoeke, dat die lig reg kan inskyn op daai diamant, laat hy kan vonkel en uitstraal na buitekant toe. Die woord sê, die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, die vrugte en die dogter, of sy handelswyse, leefwyse, daaglikse wandeling in Jahweh suiwer is en of dit reg is. Daar's 'n of en of dit reg is. Nou daai of kan net ek en u sê ja of nee. Kom ons gebruik hierdie dag, die begin van die week, om in elke opsig ten doel te wees, dat ons lewe en ons lewenswyse so sal wees, dat ander mense begeer om te hê wat ek en u het. Kom ons soek 'n geleentheid om ons lig te laat skyn. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.